Dat daar 'n geestelike stryd is mos nou geen twyfel nie. Maar dat daar oorwinning te verkry is. Ek is seker julle het al hierdie lied gehoor, daar's 'n stryd wat ek moet stry en daar's oorwinning te verkry. En ek hou nie van negatiewe goed sê of dink nie, ek doen dit glad nie. Maar daar is dinge wat gehanteer moet word in die lewe. Daar's heelwat tekste wat sê dat daar 'n stryd bestaan en so 'n bietjie oor geestelike oorlogvoering, en as jy hierdie nota van my wil hê oor geestelike oorlogvoering, stuur maar vir my 'n WhatsApp met net die woord geestelike oorlogvoering en dan kan ek dit vir jou WhatsApp, as ek jou WhatsApp kry, vir jou terug antwoord en dan kry jy dit ook op WhatsApp terug, kan jy lekker lees. Maar daar is geen twyfel dat ons as mense eintlik maar daagliks in 'n geestelike oorlogvoering betrokke is nie. En dit strek baie verder as wat die meeste Christene van bewus is. Daar is mos nou maar magte in die onsienlike wêreld en daar's heelwat tekste wat hierdie feit vir ons beklemtoon. En ek wil 'n paar van hierdie tekste net vir jou lees. Die eerste ene is: wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Jy het mos al daai vers gehoor, 1 Petrus, hoofstuk 5 vers 8. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Soos daar is 'n duiwel. Jakobus 4 vers 7 sê: onderwerp julle aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Soos daar is 'n duiwel wat ons moet weerstaan. Om dit te dink. Efesiërs 4:27 sê: gee aan die duiwel geen plek nie, soos hy soek plek in mense se lewens. Ek lees in die Bybel van dat daar 'n tyd was wat dit 3,5 jaar lank droogte was in die dae van Elia, en op 'n sekere dag toe sê die Here vir Elia: gaan vertoon jou aan Agab, want ek wil reën gee. Ek wil vandag vir jou sê, God wil in jou lewe reën gee, maar jy moet jou uitdaging in die gesig gaan kyk. En Elia, wat geweet het dat Agab hom wil doodmaak, want Agab het mense na alle lande toe gestuur om net vir Elia in die hande te kry, maar God het vir Elia weggesteek. Ek is seker Elia het met God mooi gepraat oor hierdie saak, want nou moet hy sy vyand in die oë gaan kyk. En Agab is die koning van daardie land gewees. En hy moet vir Agab in die oë gaan kyk. Partykeer moet jy jou uitdaging in die oë gaan kyk. Want God wil reën in jou lewe stuur. Dat daar 'n stryd is gewis so. In baie mense se lewens. Die Bybel sê in 2 Korinte 2 vers 10, sodat ons nie deur die Satan bedrieg word nie. 2 Korinte 2 vers 10. Soos die duiwel wil mense bedrieg. Hy gaan verder in 2 Korinte 2 vers 11 en hy sê, ons is met sy planne nie onbekend nie. Soos die duiwel het planne. Ja, nou het ek daarom heel wat van hom gepraat, maar daar is nog vele meer verse. Die Bybel noem hom die God van hierdie wêreld. Hy sê naamlik die ongelowiges en wie die God van die wêreld die sinne, met ander woorde hulle gedagtes verblind het. Die grootste stryd wat mense stry is maar nie eenvoudig net hier in hulle gedagtes. Die duiwel lieg vir mense, hy sê vir hulle is nie goed genoeg nie. Die God van hierdie wêreld, naamlik die duiwel, wat die ongelowiges se gedagtes verblind, hy maak hulle blind vir God, maak hulle blind vir die goeie, maak hulle blind vir die seëninge, maak hulle blind vir God se beloftes, maak hulle blind vir wat God gedoen het, maak hulle blind vir die goeie werk wat God mee besig is. Satan, ek bestraf jou werke in die naam van die Here. Praat met jou 'n bietjie oor geestelike oorlogvoering, en die gedagte van vandag gaan spesifiek daaroor, dat jy die duiwel moet weerstaan. Die Bybel sê, die Satan, in 2 Korinte 11 vers 14, die Satan verander hom in 'n engel van die lig. Partykeer sal hy homself voordoen, soos 'n engel van die lig. Ek onthou daardie geval waarin my vriende in 'n motorongeluk was, en hierdie vrou, die dokter vir haar gesê het, sy sal nie môre die son sien opkom nie. Sy gaan vandag sterwe. Dit was daar genoeg so 3, 4, 25 jaar gelede. En so 'n tyd wat jy jou Agab moet in die gesig staar, wat God wil reën stuur. As dit nie daardie dag was vir mense wat geestelike oorlogvoering gevoer het, het daardie vrou daardie dag gesterwe.
Ek onthou ek het by haar bed gestaan en skielik het daar 'n vyandige mag wat van hierdie vrou besit wou neem, omdat daar stryd was, deur haar stembande gepraat, 'n mansstem praat deur hierdie vrou en sê vir my op my naam, sê vir my, Kobus, dankie vir wat jy doen, ek is die Here wat met jou praat. Het jy geweet, die duiwel doen hom voor as 'n engel van die lig? Dankie vir alles wat jy doen, Kobus. Ek dink by myself, dit kan seker die duiwel wees, en dit kom daarop neer, hierdie vrou gaan nou vandag sterwe, maar dankie wat jy vir hulle beteken het. Vriende, die duiwel kan hom soos 'n engel voordoen, sonder dat ek nou die detail veel meer, baie van dit, al die detail van daardie dag kan herroep, en fynere besonderhede, weet ek, hy het vir my gesê, dankie, en ek dink by myself, dit kan mos die duiwel wees, en ek sê, Satan, ek bestraf jou uit hierdie vrou uit. Volgende oomblik begin hierdie stem te brul en te skree. Wie is jy om vir die Here te sê, hy sê Satan? Ek sê, Satan, jy het jou geopenbaar, die Here sal nie soos jy skree, nie gaan uit daaruit. Daardie vrou leef vandag nog. Baie kere het ons al verloor, omdat ons die duiwel geglo het. Moenie die duiwel glo nie, God wil reën stuur. God want to bless you. Die Bybel sê in Kolossense 1 vers 13, hy het ons verlos uit die mag van die duisternis en oorgebring in die koninkryk van sy seun. Soos die duiwel het ook 'n koninkryk. Hy het ook mag. Onthou jou nota, onthou vir my te WhatsApp. Tessalonisense praat oor hierdie duiwel, hy sê, of die versoeker julle nie miskien versoek het, soos die duiwel versoek mense, altyd, hy is ook besig. Timoteus praat van verleidende geeste, wat mense wil verlei in 1 Timoteus hoofstuk 4 vers 1. Hy sê later in Timoteus, sommige het agter die Satan afgewyk, soos die duiwel wil mense wen, daar's gelowiges, daar's predikers, daar's selfs al pastore wat geval het. Hy maak 'n stryk, die duiwel stel 'n stryk, hy wil jou vang. En dis kom jy moet sterk staan, en hoe kan jy sterk wees onder andere om gereeld kerk toe te gaan om oor die Here te praat? Woon maar die dienste by, want dis waar jy 'n bietjie energie uit kry, glucose uit kry, waar jy 'n bietjie energie kry, maar hierdie energie het geen neeweffekte nie. Woon maar jou dienste by, my vriend. Wees maar tussen gelowiges, woon 'n selgroep by. Ek moedig jou aan, ek pleit by jou, ek smeek by jou, jy het krag nodig vir elke dag. Alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons hierdie stryd nie in die vlees nie, dis nie met fisies ek brute krag nie. Voer hierdie stryd in die gees, want die wapens van hierdie stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig. Luister hierna, God het vir jou wapens wat kragtig is om vestings neer te werp, om stede wat God in jou lewe wil bou, neer te werp. Onthou jy vir Ananias en Safira, die gees van die Here sê vir ons in die Bybel, dat die duiwel hulle harte vervul het. Moet jy dink dat die duiwel ook 'n hart kan vervul om vir die gees te lieg? Hierdie worstelstryd, vriend, is nie gelowiges wat uitgaan om die duiwel te soek nie. Nee. Jy soek mos nie die duiwel nie, die duiwel soek vir jou. Die duiwel soek vir jou, en vriend, jy gaan hom nie toelaat om jou te wen nie. En dis waaroor ek 'n paar woorde in hierdie nota spreek, en ek wil dit vir jou skenk as jy dit wil hê. Sonder om in al die detail in te gaan, daar verskillende planne wat die duiwel het, om jou te wen, verskillendes. En ek gaan nie oor al hierdie planne in detail vandag praat nie, dis kom jy vir my die WhatsApp kan stuur. Hy wil jou versoek. Ja, uit Jezus, toe Jezus deur die Gees in die woestyn gelei is, het hy selfs vir Jezus probeer versoek. En hy is bekend as die versoeker, en hy gebruik begeerlikhede wat die mens in jou vlees het, of jou oë, of hy gebruik mooi, groot, wonderlike dinge wat jy kan bekom, om jou te versoek. Baie kere gebruik hy beproewinge, verdrukkinge, swaar kry, om jou te verlei met planne. Ander kere kan hy siekte gebruik, soos in die geval van Job, wat hy vir Job versoek het, onthou jy dit? Ander keer kan hy misleiding gebruik, dis 'n gevaarlike ding, waarvoor mens verskillende versigtig moet wees.
Ek gaan nie al die verse nou by hierdie geleentheid gee nie, maar ek kan ook jou aanhits om verkeerd te doen, aanhits om 'n WhatsAppie te stuur, aanhits om 'n sekere oproep te maak, aanhits om 'n sekere ding te sê, jy moet dit nou sê, en dis die verkeerde ding om te sê, en dan het hy jou aangehits. Weet jy, sê julle ding is om jou aan te kla, heeltyd, en hy wil jou aangeklaag, laat voel ook. Partykeer kan hy jou aanval deur skade en verlies in jou liggaam, of deur die dood van 'n geliefde, of hy kan jou aanval deur net skade, alles kan jy kry, maar vriende, net eers wil ek met jou praat oor hierdie geestelike oorlogvoering, iets korts daaroor. Die woord van die Here praat van vestings, en wat is 'n vesting? Jy kan hierdie vesting afbreek. Wat is 'n vesting? Wanneer jy iemand moet vergewe, en jy het nog nie die persoon vergewe het nie, dan sit jy met 'n vesting. Die duiwel het nes gemaak in jou hart, in jou kop. Nes. Hy het nes geskrop, hy wil jou baas wees. Hy het 'n vesting gemaak. Jy sit vir 14 jaar lang, wat jy daai mense nie vergewe het, die 14 jaar laas het jy met jou familie gepraat. God wil jou vergewe, en hy wil hê jy moet hierdie vesting uit jou hart uit kry, sodat jy geseën kan word. Jy verstaan nie, dis jaar na jaar na jaar, wat dieselfde mislukkings, dieselfde teekant in jou lewe langskom, dieselfde neerslaa. Jy kan dit nie verstaan nie, jy is by die een werk in, by die ander een uit, en hier in, en daar uit, en uit, en in, en uit, en die siekte ry jou van 'n kant, dis 'n vesting, my vriend. En jy moet dit neerwerp. You must face your Ahab. Jy moet jou saak met God uitsorteer, en jou teestander in die oë kyk en sê, ek sal vergewe. Die moeilikste ding om te doen is om te vergewe. Vra my, ek weet ek was daar gewees. Ek weet, want ek weet, eerstens die tweedens, ek weet dat ek weet, ek was daar. Dis die moeilikste ding. Maar as jy het klaar gedoen het, dan sê jy vir jouself, my jene, dit was die maklikste ding. Ek is vry. Die duiwel sê, jy kan dit nie doen nie. Ek sê vir jou, jy kan, want ek weet, ek was daar gewees. Die Satan lieg vir jou, dis 'n vesting. God wil jou reën gee, en jy is die ene wat skeer, dat dit nie reën nie, want jy wil nie jou Agab gaan sien nie. Gaan vertoon jou aan Agab, want God wil reën stuur. Wat is 'n vesting? Ek het dit hier so op my nota gesit. 'n vesting is 'n gemoedstoestand deurtrek van hopeloosheid. Dit veroorsaak dat 'n mens iets as onveranderlik ervaar. Hy ervaar iets as onmoontlik om te verander, terwyl ons weet dat God alle dinge kan ten goeie laat meewerk. Moenie die duiwel vir jou sê iets kan nie verander nie, God kan alles doen. Dan word jy glo God kan alles doen behalwe daai een ding. Dis 'n vesting, my meneer. Dis 'n vesting, mevrou. Vergewe daai mens. En jy sal agterkom, dit gaan oor jou finansies reën, dit gaan oor jou werk begin reën, dit gaan oor jou huwelik reën, gaan oor jou kinders begin reën. En toe Elia vir Agab in die gesig gaan kyk het, en gesê het, God wil reën stuur, toe stuur God reën daardie dag. En diezelfde dag het Elia die Baal-profete geslag, die Satan is uitgeroei in daardie land. Maar daar was nog 'n vesting in Elia se lewe, die vesting van selfmoord. Die vesting van, die lewe is nie die moeite werd, dit is 'n vesting wat jy moet uitroei, my vriend. En ek wil jou vertel jou baie meer daarvan in hierdie nota, en jy moet dit bekom. Wanneer die duiwel na mense kom met vestings, met ander woorde gedagtes, kom ek sê weer vir jou, wat is 'n vesting? 'n vesting is 'n gemoedstoestand van hopeloosheid, wat veroorsaak dat jy iets as onveranderlik ervaar, terwyl ons weet dat God alle dinge kan doen. Wanneer die duiwel na mense toe kom met vestings, dan hoef jy om nie aan te val nie, nee. Jy weerstaan hom met die woord. Jy verstaan hom met die woord. Deur gebed. En die spreek van die woord van God oor 'n vesting, oor hy gemoedstoestand, oor hy houding, oor hy idee, oor hy argument, deur gebed en die spreek van God se woord oor dit, word so 'n vesting afgebreek. Dink maar hoe die vesting van Jericho aangeneem is, terwyl hulle gereageer het op die woord,
en om dit gestap het, vir 7 dae lang, toe val die vesting. Jy gaan met die woord om jou vesting stap. En ek wil nie sê jou vesting nie, jy gaan dit verslaan. Jy gaan dit verslaan, want jy gaan die woord spreek. Jy gaan dit hanteer, en jy eers begin by jouself sê, ek vergewe, ek spreek vry. Vergewe jou ma, vergewe jou pa, vergewe die onderwyser, vergewe daar die mansmens wat gesê het, jy is vet, of daar die skoolvriend, of daar die iemand wat jou beledig het, vergewe die onderwyser wat onkundiglik iets gesê het, daar is baie goeie onderwysers, moenie dat een wat iets gesê het, in onkunde, jou lewe definieer nie, dis 'n vesting, spreek vry. 'n Onderwyser wat gesê het, of daar die skoolmaat, of daar die pa of ma wat gesê het, jy gaan dit nie maak nie, dis 'n vesting, spreek vry. Ek kan voel hoe dit van my afval, terwyl ek het sê, want God spreek jou nou vry. Ek het hierso op my nota, het ek behandel vir Efesiërs, die wapenrusting, en ook die naam van Jezus, die bloed van Jezus, die getuienis van Jezus, en dat jy meer as 'n oorwinnaar is. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Mag God jou seën en vergewe jou vyande. Reken hulle die kwaad nie toe nie, gee vir hulle hierdie onmoontlike geskenk. En as jy agterkom, daar is siekte in jou lewe, dan spreek jy genesing, hoor dit. Want dit is deel van ons wapens. As jy agterkom, daar is trane, spreek die woord van God oor jou lewe. Maak jou kinders vry in die naam van Jezus. Wil jy nie daar waar jy is 'n besluit maak om hierdie nota te bestel, maar ook om nou te vergewe. Net waar jy sê, Here, ek vergewe daardie persoon. Maak nou 'n besluit om jou familieverhoudinge, wat sover dit jou betref, van jou kant af te herstel, om reg te maak, om die minste te wees. Maak nou daardie besluit. En dan, wanneer hierdie boodskap afgehandel is, wanneer jy klaar geluister het, dan staan jy op en jy stuur 'n WhatsApp, yes. En jy herstel die verhouding met jou pa, of met jou ma, want hoe kan jy geseënd wees as jy nie geseënd is nie? Want jou ouers het jou nie geseën nie. As jou ouers nie meer lewe nie, dan moet jy na jou pastoor toe gaan, na jou geestelike leier, sê, seën my asseblief. Seën my asseblief. Maar jy is by die huis weg met 'n vloek. Die seën is so belangrik. Dit is so belangrik. Reg deur die Bybel. Esau het die seën verwerp, hy het dit later met trane begeer. Reg deur die Bybel, Jakob het sy seuns geseën. Josef het 'n seën gespreek. Abraham het sy seuns geseën, en nou seën God jou. Moenie die seën van jou ouers verloor, omdat jy in 'n rebellie teen hulle lewe nie, maar gaan maak reg. Gaan, kyk jou Agab in die gesig, jou teestand, en breek daai vesting af. In Jesus naam, ek seën jou vandag. Vader, ek seën elkeen wat na hierdie woord luister, dat hulle sal opstaan, en daardie gemoedstoestand sal aanspreek, in die naam van Jezus. Amen. Ek praat graag volgende keer weer met jou, en ek wil jou regtig aanmoedig om hierdie gratis geskenk te bekom, deur vir my 'n WhatsApp te stuur, ek WhatsApp het vir jou terug, en indien dit, en ek glo, en ek wil jou vra om ook ons bediening te ondersteun, sodat ons hierdie bediening kan uitbrei. Dis in my hart om meer te doen vir die Here, en dis in jou vermoë om 'n bydrae te gee. Stuur dan vir my 'n WhatsApp in die woord ondersteun, en ek stuur vir jou ons besonderhede. Mag die Here vir jou die sluise van die hemel ooptrek, en ek praat volgende keer weer met jou. Ondersteun ons gemeente deur te kom kuier in Mamasbury, PPK Mamasbury, volg my op Facebook en op YouTube. Love you all. Bye!